102.2 die Valdrieksstasie, tyd vir ons doen dit so een keer 'n maand, wat sê die dominee, Hannes Nagel, saam met ons in die ateljee. Goeiemôre, gaan dit goed? Baie dankie Kone, dit gaan baie goed, die winter is hier, ja. En dit sê vir ons die somer kom op. Ja, dis die goeie nuus, nee? Ja. Elke dag wat daar verby gaan, ons moet nie die dae verby wens, maar elke wintersdag wat verby gaan, bring die somer. Jy sien, yes. Maar dit moet goed gaan met die dominee, want het was 'n bietjie op vakansie geweest, nee? Ja, ons was 'n bietjie daar in die paradys wat ons noem, maar ander mense noem hom Mosselbaai, maar ja. ek noem dit sommer die paradys. Dit was heerlik. Lekker gerus. Maar dit was heerlik. Dit was ook baie koud daar. Van die ou mense het gesê wat al in hulle 80's is, dit was nog nooit so koud in Mosselbaai nie. Selfs so dat dit een nag geryp het. Ja. Teen die kus wat hulle nie ken nie. So ja, ons weer is maar lekker de mekaar. Hoe gaan dit daar by die gemeente? Hoe gaan dit in die gemeentelede? Gaan dit goed? Jong, met so 'n dominee kan dit seker net beter met hulle gaan, jy weet. So nee, dit gaan baie goed. Die Here is vir ons goed. Ons beplan vir die kwartaal 'n klomp wonderlike goed. Ons het 'n manneoggend waar ons dan die 3 September het ons 'n lekker manneoggend waar ons 'n spreker gaan hê en ons daai selfde dag het ons 'n lekker bazaar. Ons wil sommer hierdie jaar net iets tradisioneel doen. Iets sommer net lekker kuier en eet. Ja. So die 3 September gaan ons nou lekker bazaar ook hou daar by die gemeente. En dan sien die lente weer terug. Jy sien op lentedag, jy weet, so 2 dae na lentedag. So gaan ons lekker bazaar hou en sommer net lekker kuier en 'n paar lekker dinge doen. En kom die manne nog by mekaar Saterdagoggende? Saterdagoggende, ons Joshua's, nee, die manne, hulle waar ons gewoonlik lank terug is, dit vakansietyd is, dan stop al die bedrywighede, hulle sê niks van stop nie. Ja. So hulle gaan aan en hulle het nou 'n klomp projekte al aangepak hierdie jaar en fantasties. En ons het byvoorbeeld die vorige kwartaal toe sê hulle nee, hulle gaan nou die kerk se saal sal hulle nou verf, jy weet. En wat 'n groot okasie was dit nou nie gewees, maar 'n heerlike okasie. So die manne bou lekker gees by so geleentheid. So dit gaan baie goed. En Saterdagoggende, weet jy, elke oggend as ek daar uitstap op 'n Saterdag, gaan ek iets vir my siel gekry, jy weet. En dit wat hoe hulle die woord en die Here beleef is altyd vir my so spesiaal, jy weet. So nee, die Joshua's is my hoogtepunt van die week. En daar's seker so 70 ouens al daarbey betrokke, jy weet. Ja, so wat wonderlik is. Ja, die Here is vir ons goed. Dominee Hannes, hoe werk dit vir 'n Sondagpreek? Wanneer begin om die voorbereiding te doen vir 'n preek? En hoe kom dit die tema of die onderwerp van die Sondag? Hoe kom dit op? Ek dink daar's verskeie moontlikhede. Wat ons doen al vir 'n geruime tyd, vir 'n hele paar jare. Ons het sulke reekse. Byvoorbeeld oor vergifnis, byvoorbeeld oor die gesin, byvoorbeeld oor die huwelik. Ja. Jy weet, so dit gee jou klaar dadelike aanduiding. Okay. Maar dan is daar ook temas waar jy in die studeerkamer, omdat ek baie terapie doen, agterkom, maar hier's 'n ding waaroor ou moet praat. That's it. Wat 'n ou moet sê oor dis vir die woord sê, en of jy kom agter die ouens is moedeloos en dit gaan nie goed nie en so, en dan bring jy die troos uit die woord. Ja. So ek dink om maar op die grond te wees tussen jou mense, bring vir jou die tema. As jy saam met jou mense leef en saam met hulle huil en saam met hulle lag en saam met hulle bly is, dan kom jy agter wat is. Maar dan natuurlik die heel belangrikste, ou gaan sit rustig voor die Here en sê, Here, wat wil u hê moet ek Sondag sê, jy weet, en ek sê altyd vir my mense, ek kom nie preek voordat die Here nie iets vir my gesê het nie. Verstaan jy? So as die woord my nie aangespreek het, daai gedeelte nie, dan preek ek hom nie. Ja. Ek het al in die verlede dit gehad dat ek op 'n Sondagoggend 5:00 as ek dan nou rustig raak, dan is my preek lankal klaar en dan kom ek agter dis nie wat ek met vanmôre preek nie, en dan change ek hom net daar, jy weet. Ja. So, maar jy weet, ou moet maar ook luister wat die Here wil hê jy moet vir hulle sê. So deur die week broei hierdie ding by 'n ou en dan miskien eers volgende week preek jy hom. Ja. Maar ek probeer op 'n Dinsdagoggend my preek klaarmaak en dan stuur ek hom vir die ouens wat verantwoordelik is om op ons bord te werk. Jy weet, ons het ook 'n proxy en so aan, en hulle gooi die skrifgedeelte daar boonbehalwe die liedjies en prentjies en allerhande goed. So ek probeer dit vir hulle Dinsdag stuur sodat hulle ook 'n tydjie het om voor te berei, en ek los dit absoluut in hulle hande. So elke ou wat daar verantwoordelik is, sit sy eie persoonlikheid by die boodskap. So ek stuur my preek volledig vir hulle getik ensovoort. So teen 'n Dinsdag is hy al redelik gereed. Ons het in vroeër, ek dink dit is vroeër in hierdie maand, as ek nou nie mis het, ek gevra, is dit verkeerd om
In die ouer tyd het die tannies maar met die wikkies en alles, weet, jy het opgedres, as ek die Engelse woord kan gebruik vir kerk. Sondag kerk toe die oom het die fancy Mercedes uit die garage het getrek, jou fancy kerkklere. Jy het letterlik, ek het ook kerkklere gehad en kerkskoene. En toe vra ek die vraag, is dit verkeerd dat ons nie meer, is dit verkeerd, maak kleredrag saak in die kerk? Okay. Ek weet, dit is onbeplant, maar Ek dink hoekom hulle nie meer die Mercedes uittrek nie, daar is nie meer geld vir 'n Mercedes nie. Petrol. So hulle loop sommer kerk toe. Weet jy wat? Ek dink dit daar's ek sê altyd voor jou op 'n Sondag sit daar 'n verskeidenheid van mense. Ja. En daar's basies 4 ouderdomsgroepe. En 'n mens moet hulle almal probeer akkommodeer. En almal probeer ook sê maar, weet jy wat, ek respekteer jou. Die een is dan die ouer mense. Hulle wil nog graag hê die dominee moet 'n toga aan hê. Ja. En ek dra dan my toga wanneer ek die nagmaal en die doop bedien. Ja. Maar is vir my ook persoonlik, nie net ter wille van hulle. Dan kry jy die middeljare ouens, hulle voel net gemaklik om iets netjies aan te trek. Ja. En dan kry jy die jonger ouens en dan die jonger kinders wat sê, weet jy wat, my denim is ongemaklik. So, ek dink nie die woord gee voorskrifte oor hoe moet jy aangetrek wees nie. En ek onthou, ek was 'n jong dominetjie gewees hier in Vanderbijl, toe was daar 'n synode sitting oor kleredrag. Ja. En dit was 2 dae lank 'n geveg, broer. En op die ou end het hulle besluit, weet jy wat, dis iets tussen jou en die Here. Ja. By my gemeente is daar geen voorskrifte nie. As jy net 'n hemp en 'n broek het om 'n denim het om aan te trek kerk toe, dan kom jy so. Dit was een van die dinge wat opgekom met 'n luisteraar wat sê, maar weet jy wat, ek het dalk nie 'n mooi kerkpak nie. Ek het 'n mooi denim, maar nie. Nee, jy hoef nie eens 'n mooi denim te hê nie. Dit gaan nie oor die uiterlik nie. Jy weet in Jakobus hoofstuk 1 praat baie duidelik daaroor en sê, weet jy kan nie 'n ou wil beoordeel. In elk geval mag ons nie op sy kleredrag of sy uiterlike nie. Ja. So by ons is daar geen voorskrifte wat jy mag aantrek en wat jy nie mag aantrek nie. So ek dink net jy moet dit vir jouself uitklaar. Ek gaan om saam met ander gelowiges die Here te aanbid en ek voel gemaklik met myself hier en ek voel tuis in my klere. So dit moenie 'n geval wees dat 'n ou vir jouself sê, ek dink nie kom ons vat veral na die vroue geslag toe. Ek dink nie dat hierdie cleavage wat ek nou so wys is geskik en gepas vir die kerk nie, jy weet. Ja. So ek dink is iets wat jy met die Here moet uitklaar en ons het geen voorskrifte in ons gemeente. Soos jy gemaklik voel, so kom jy. Ek moet sê dat dit 'n luisteraar, een van die tannies gesê, nee, as jy nie net 'n rok aantrek nie, dan gaan jy nie kerk toe nie. Dis maar seker maar ouer luisteraar. Ja, dis nou die ouer groep. Ja, daai ouer groep. En nou moet ek sê, yes, mense kry net maar dames wat verskriklik mooi lyk met 'n lang broek, so ek sien nie regtig fout daarmee nie. Nee, alles behalwe. Ek dink met ons volgende praatjie, ons gaan nou begin met ons onderwerp vir vandag, maar ons volgende praatjie, ek het nou daaraan gedink, 'n opmerking wat iemand vir my eendag gemaak het, wat gesê het dat dit wil vir hom voorkom of mense wat verder van God af leef, finansiëel beter lewe. Ander woorde, kinders van God word nie so ryk soos mense die kinders van God is. Ek dink ons moet 'n bietjie daaroor praat in volgende geleentheid. Ja, ons kan gerus, want weet jy wat, dis 'n ou ding. Ja. Weet jy Psalm 1 praat daarvan? Is dit? Ja, so ons gaan lekker in die kring van die spotters sit die volgende geleentheid. Ek gaan 'n nota maak daarvan, ek het nou net toevallig daaraan gedink. Ons onderwerp vandag is 'n baie, ek het amper al verstaan en gevoel, Jessie, miskien moet ek dit nie doen nie, want dit is half onregverdig om hierdie onderwerp te hê. Maar toe sê die dominee vir my, nee, jy sal nie glo nie, dis nogal 'n elke dag storie. Ons praat oor in vandag se wat sê die dominee kom ons begin by abortus. Ons praat oor abortus en aanneming. En ek wil weet met abortus spesifiek, is dit 'n sonde? Die rede ek nou vra, is dit 'n sonde? En ons het eendag daar gepraat lank terug en 'n luisteraar het my gesê, ja, maar wat as jy byvoorbeeld dan nou verkragt word en jy wil glad hierdie kind hê nie, wat dan? Kom ons begin by abortus. Wil jy eers 'n slukkie water vat? Nee, ek is reg. Okay. Weet jy, ek wil begin met abortus en ek wil vir jou sê, daar is al dik boeke geskryf binne die teologie in etiek hieroor. Ek het vanoggend toe haal ek nou weer my etiek handboek uit van nou Prof Johan Heinz. Kyk, hy was die beste teoloog ooit, nee. Kyk, ek het soveel respek vir hom as teoloog gehad. En toe ek nou die goed so lees en ek dink myself, het ek hierdie goed geleer? En dis so 33 jaar terug gesê ek kan nie eers dit glo nie, maar in elk geval daar's soveel daaroor geskryf al. En ek dink die rede is omdat dit 'n grys area is.
Ek wil begin om te sê, weet jy, ek is nou 29 jaar in Vanderbijl. Deur die 29 jaar het ek die volgende beleef baie keer, en omdat dit vir my verskriklik belangrik is dat my jong mense, my gemeente my moet vertrou met enigiets, want hulle moet weet, en hulle weet dit ook, hulle kan by my kom sit en enigiets vir my kom sê, en dis waar dit sal bly, want vertroulikheid is ononderhandelbaar by my. So deur die jare het ek al hierdie vraagstuk hoeveel keer op die tafel gehad in die studeerkamer oor aborsie. Want, jy weet, ek gaan net so 'n paar voorbeelde gebruik om te sê, jy weet, hierdie voorbeelde het ek gebruik en dan, wat sê die woord hieroor? Want jy weet, vir my gaan dit oor nie wat sê die dominee, maar wat sê die woord. Ek dink die eerste, dis een van daai grys areas wat 'n ou na die situasie toe moet gaan. En ons praat ook van situasie-etiek binne die teologie. Die eerste voorbeeld wat ek gebruik wat baie aktueel is, wat baie gebeur, is 'n skooldogter wat in standaard 9 is, graad 11 vandag. Sy het soveel potensiaal en sy het soveel moontlikhede en sy het soveel opgewondenheid en sy het soveel toekomsdrome. En dan het sy 'n fout gemaak. En nou sit sy met hierdie swangerskap en dit beteken dat sy moontlik nie haar drome kan gaan waarmaak nie. Ek het byvoorbeeld met 'n kind gesit, 'n dogter wat 'n model toekoms oorgedroom het en sy het goed gedoen as model. Toe was sy in graad 11 en daai stadium gestaan het 9. Baie goed gedoen. So nou is haar modellewe verby. As sy nie gaan vir 'n aborsie nie. Dan kry jy 'n kind wat standaard 7 is, graad 9 is, wat 'n baba verwag. Wat dan? So dis die een situasie wat ek nou na terugkom. Die ander situasie, en jy gaan nou guggel hieroor, maar dis 'n situasie wat ek kry. Dat 'n getroude vrou by jou kom sit en sê, dominee, ek weet nou nie wat om te doen nie. Ek worstel met hierdie ding nou al weke. Dan sê ek nou maar, alright, sê, maar is moeilik om oor te praat. Sê, maar jy weet mos, jy kan enigiets met my praat. Want ek is nooit veroordelend nie, en dis nie my werk nie. Dis God se werk. Jy kan vir my enigiets kom sê, en ek gaan nog net so lief wees vir jou, net soveel respek vir jou hê, net soveel van jou dink as van tevore. So, dan sê sy, maar, ek is swanger by my boyfriend, en my man weet dit nie. Want my man het 'n vasektomie gehad. So kan nie sy kind wees. Dit kan nie sy kind wees nie. En dit gaan beteken dat ek my huwelik moet prysgee. So wat moet ek doen? Want definitief gaan my huwelik daarmee verby wees en hierdie verhouding wat ek gehad het met my boyfriend, en dan gewoonlik is die verhouding dan verby, want dis gewoonlik, hierdie verhouding is nie langtermyn diepgaande verhoudings nie. Wat gebaseer is op fisiese en nie op emosionele nie. En dan sit sy nou, jy weet, as my man dit uitvind, gaan dit soveel reperkussies hê. My kinders gaan daaronder ly. My kinders gaan, so moet ek nie maar liewer stilweg gaan vir 'n aborsie nie. Wat antwoord jy so mens? Ek wil net sê, nou is dit moeilik. Ja, verstaan jy die problematiek rondom aborsie? Ander weer wat kom en sê, ons huwelik is eintlik daarmee heen. En nou het ek swanger geraak. En ek is op die punt om uit te stap en ek is swanger. Dalk is dit 'n eerste kind, of dalk is dit al 'n tweede of 'n derde kind wat ek al gehad het. Wat moet ek nou maak? Moet ek maar liewers gaan vir 'n aborsie dat daar nie nog 'n kind is wat in hierdie situasie is nie. Wat dan in die wêreld kom sonder 'n pa en finansiëel gaan swaar kry ensovoorts. So ek kan nog 'n klomp ander voorbeelde gebruik, Kona, met wat werklik daar buite gebeur. Wat werklik in mense se harte leef. En dan sit hulle met hierdie vraag. Want 'n aborsie, met hierdie 3 voorbeelde wat ek gebruik het, is 'n maklike uitkoms. Is 'n maklike oplossing. Maar die lewe is ongelukkig nie maklike oplossings nie. Nou gaan ek eers net ietsie tussen invoeg rondom aborsie. Weet jy, oral waar jy in die strate loop,
is daar sulke papiere opgeplak en sommer met gom besmeer. Selfs op my kerk se heining het ek op 'n stadium so ding, toe dog ek met myself, ja, dis nou nogal ding wat jy by 'n kerk se heining kom opplak. En ek het dadelik laat ons dit afhaal, jy weet. Aborsie, goedkoop, veilig. Ja. Maar die kliniek is oral. Ja, oral, jy weet. En ek weet al van my mense wat haar dogter gevat het vir aborsie wat in standaard 7 was in vereniging. Jy weet. En dan daai wroging waarmee daai kind, want sy is nog 'n kind, moet loop vir die res van haar lewe. En wat ook al gebeur het, byvoorbeeld, 'n vrou het as jong meisie gegaan vir 'n aborsie, maar ook dan op hierdie agteraf straatklinieke, en toe is daar soveel gemors aangejaag dat sy nie weer kan kinders hê nie. En nou voel sy weer, nou straf die Here my. Jy weet, nou kry die Here sommer nou weer die skuld. So aborsie is so aktueel. Jy kry wat hulle ook noem 'n morning after pill. In ander woorde, hulle gebruik nie voorbehoedmiddels nie, en dan môreoggend dan gebruik hierdie pil en dan word daar geaborteer. Jy kry pille tot op 10 weke tot selfs 15 weke wat jy kan drink of dit dan gebruik wat sommer dadelik aborteer sonder dat jy hoef te gaan. Dis net na 'n sekere hoeveelheid weke wat jy moet gaan na 'n kliniek toe dat hulle skraap doen. So dis so aktueel. Hoe weet ek hierdie goed? Want ek werk met die mense daar buite wat by my kom sit en sê, dis wat ek nou gedoen het, gaan die Here my kan vergewe. Right. So ek dink dis een van daai situasies wat 'n mens moet besef, daar is nie net wit en swart nie. Daar's 'n grys situasie. Want die belangrikste wat ek vir elke luisteraar wil sê, wat so dadelik vir my sal sê, hey, dis moord. Moenie oordeel nie. Want wag tot jy self in daai situasie is en dan praat ek weer met jou. Want jy kry mense wat sommer dadelik oordeel. Sommer dadelik sê nee, dit is taboe, dis verby, dis so. Want aborsie is sonde, want dis moord. So ek sê dit dadelik, aborsie is moord. Ons kom nou by die etiek. Wanneer ek dink die woord toelaat om te sê, dis sou regverdig wees. Right. So, voor jy so maklik iemand oordeel en 'n opmerking maak oor aborsie, wil ek hê jy moet liewers jou mond hou en sê, Here, dankie dat ek of my kind nie in so 'n situasie is nie. So, bly net doodstil, want jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet nie watter situasie dit is nie. So ek wil graag dadelik almal wat so maklik klippe gooi sê, weet jy wat? Jesus het gesê, tel jy die eerste klip op en dan praat ons daarna. So vir hulle wil ek dadelik sê, wow, stop. Moenie, jy weet nie waarvan jy praat as jy sommer dadelik veroordeel nie. Right. Die tweede punt wat ek wil maak, ons kom nou by my voorbeelde terug. Die tweede punt wat ek wil maak is, ons moet weet, moord, aborsie is moord. Punt. En daaroor gaan ek nie debatte voer nie. En nou is daar al baie in die mediese wêreld en onder mense hierdie bespiegeling gehad, wanneer is dit lewe? Van wanneer af kan jy sê, dis 'n lewe en dis 'n baba? En ek dink, doodgewoon, vanaf die oomblik van konsepsie is daar lewe. So, selfs daai morning after pill is aborsie. Want daarom moet jy eerder seker maak dat daar nie bevrugting plaasgevind het. Want daarom is daar soveel voorbehoedmiddels wat jy kan gebruik. So die morning after sien ek as 'n aborsie. En daarom moet jy mooi gaan dink hieroor. So aborsie is moord, punt. En moord is sonde, punt. En nou wil ek graag eers oor hierdie ding 'n opmerking maak. So baie mense dink oor sonde van klein en groot sonde. Om 'n ou te vloek wat voor jou ingery het, is nie so erg in mense se oë. Maar om moord te pleeg,
Jy weet, ons vat nou vir Oscar. Almal het moord gepleeg. Ja. Jy weet, die Here Jesus het 'n siening daaroor. Hy sê as jy iemand gevloek het, dan het jy al moord gepleeg. As jy iemand haat, dan grens dit aan moord. So ons Sonde is sonde. Punt. Ons moet leer om nie te oordeel of te veroordeel nie. Want dit kom ons in elk geval nie toe nie, want Jesus het ons geleer, jy wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Ja. En dis 'n belangrike punt wat ek vanmôre wil maak. Jy kry klomp mense wat ryf daarop om sondes uit te wys en mense op hulle foute te wys. Ja. En as ek na die woord kyk, dan sien ek eerder God trek met liefde. God jaag niemand met 'n sambok aan na die hemel toe nie. Hy trek hulle liewers met liefde en sê, my kind, jy maak foute. Jy's 'n sondaar, kom ek was jou. Kom ek maak jou skoon. Ja. Ek stoot jou nie weg nie. En die ou dominees, en nou praat ek net binne in my kerk, het soveel mense weggejaag as gevolg van oordeel. Ja. En daarom dink ek die boodskap is God vergewe. En God vergewe ook moord. God vergewe alle sondes. En in God se oë is sonde. Daar's nie, ek het daai ou gevloek en dis nou nie so erg nie. Ja. Daar bestaan nie so iets nie. Want God sê dis verkeerd. En as jy al, en ek wil hierdie punt maak, want daar buite is daar duisende vrouens wat vandag dalk hierna luister. Duisende vrouens wat gegaan het vir 'n aborsie en met skuldgevoelens loop en nie weet wat om daarmee te maak nie. So Kona, ons moet hieroor eers praat. Want daar is van hulle wat vanmôre luister. En ek sê vir jou, daar sit vanmôre iewers iemand, meer as een iemand, wat voor 'n radio sit en luister en huil oor hierdie ding wat hulle gedoen het, naamlik aborsie. En ek wil dadelik vir daai persoon sê, weet jy, die Here het jou so lief. Hy vergewe jou as jy dit vir hom gaan sê, Here, ek is jammer. Moenie langer met hierdie skuldgevoelens loop nie. Ja. En as jy sukkel daarmee, gaan sien iemand wat jou kan help. Nie sommer enige iemand nie, want daar's te veel ouens wat hulle self beraders noem. Ja. Wat meer oordelaars is, wat meer beoordeel, en meer ouens is wat ander ouens op die einde van die dag net kritiseer en hulle wys op hulle sonde. Ja. En duiwels uit hulle wil uitdryf, want dis nou 'n duiwel daai wat in jou was en ons moet hierdie duiwel nou uit jou uitkry. So gaan sien iemand wat jou regtig kan help. Om met hierdie skuldgevoelens te deel. En jy moet daarmee deel, want jy het nie nodig om vir die res van jou lewe met hierdie sware las te loop, wat op die ou end jou verhouding met die Here en met jouself verongeluk nie. Ja. Want die Here was ons skoon. So ek wil graag hierdie punt maak. En as daar iemand is wat daarmee loop, wat nie weet waarna toe nie, kom sien my. Ek vra niemand niks geld nie, want ek werk vir die Here. My gemeente betaal my nie altyd goed genoeg nie, sê ek altyd, jy weet, maar ek spot. Ja. So, moenie met daai skuldgevoelens loop nie, dis nie nodig nie. Jy kan deur die bloed van Jesus daai verlossing kry. Right, so daai punt wou ek maak, Okay. Want is moord. Ja. Okay, nou gaan ons na die situasie etiek. Okay. Ons daar's dik handboeke in die teologie oor situasie etiek. Kom ons gaan kyk in die eerste plek na, ek dink daar's 2 redes, en ek sê altyd my gemeente weet, daar's 'n verskil tussen 'n verskoning en 'n rede. Daar's 2 goed wat ek dink ons by die woord kan gaan sit en die woord vir ons vrede kan gee oor aborsie. Die een is duidelik, en in ons kerk is dit ook deel van ons standpunt wat sê, as jy verkrag is en jy het swanger geraak dan, wat gebeur? Ek het al daarmee gewerk, dat iemand is verkrag en toe het hulle swanger geraak. Wat nou? En nou is daar hierdie klomp ouens wat weer oordeel. O nee, die Here wil ook hierdie kind hê en die Here wil dit ook. Nee. Die Here wou nie gehad het dat jy moet verkrag word nie. So baie mense wil die wil van die Here aan goed toedig wat ek dink nie die Bybel vir ons is nogal skuldig daar. Ja, jy weet dit. So Kona, ek dink die eerste situasie etiek wat ek mee vrede in my hart het uit die woord uit. As jy verkrag is en jy daardeur swanger geraak, kan jy rustig gaan. En weet jy, in die mediese wêreld, dokters doen nie aborsies nie.
Hulle voel ook, nee, dis nie waarvoor ek hier op hierdie aarde is nie. Maar nou kry jy ook dokters wat geld najag, wat dit nou sommer daar by die huis, in die spreekkamer plekkie inrig. So jy kry van hulle. En ek weet van hulle. So, want my mense kom sê my, ek was daar en daar en daar, en hy het sommer gou 'n lepel gevat en gekrap. Dan, so die mediese wêreld sê, yes, jy gaan 'n ordentlike mediese behandeling kry, wanneer jy verkrag is. Daarvoor het ons rustigheid in ons hart, en ek dink die woord ook. Ja. Dan die tweede rede, waarin ook, hoe die medici ook daaroor dink. Wanneer jy swanger raak as vrou, en jy's getroud, en jy het 'n baba, en die mediese wêreld wat so wonderlik is, want God het dit vir ons wonderlik gegee, mense wat slim is, en hierdie goed vir ons kan doen, en slim masjiene, en toetse, en goed. As jy agterkom, maar jou baba, is daar groot mediese foute. Dan dink ek, moet jy rustigheid in jou hart kry. En meeste kere sal die dokter vir jou sê, terwille van jou lewe, of terwille van hierdie kind wat besig is om jou te ontwikkel, gaan nie normaal wees nie. Ons gaan nou oor normaal praat. Ursula sal dadelik vir jou sê, daar is nie iets soos normaal nie. Dis ons reg help. Maar ons gaan nou daarna kyk. Wanneer jy by daai punt kom waar die medici vir jou sê, weet jy, ons beveel aan dat hier nou 'n aborsie moet wees. Dan dink ek, kan jy rustigheid in jou hart voor die Here kry. Want dis goed vir jou, dis goed vir die baba. En ek beskou dit dan nie as moord nie. Dan beskou ek dit uit die woord uit, waar ons na die situasie etiek kyk, en sê, hier's 'n bepaalde situasie wat ons moet hanteer. Ja. En daarmee het ek as teoloog nie 'n probleem, wanneer die medisyne na jou toe kom. Maar nou kry jy ook Down-syndroom. Nee, ek dink nie Down-syndroom, en dokter sal ook vir jou sê, ek doen nie sommer 'n aborsie op Down-syndroom, want hulle is sulke engelkinders, jy weet. Ja. Down-syndroom is sulke wonderlike kindertjies. Ja, God kies sekere mense uit om met hulle te kan huishou. Dis nie altyd maklik nie, maar hulle is engelkinders. So ek dink wanneer dit werklik genetiese goed is, waar die dokter vir jou sê, maar hierdie kind gaan sonder arms en bene, of wat ook al, of met 'n koolkop wees as hy gebore is, het ek rustigheid in my hart, om te sê, dis nie moord nie. Dis 'n geval van situasie etiek, waarmee God vrede sal hê. Ja. Okay, so dis die twee goed wat ek dink, op die ou end uit die woord uit, verantwoordbaar is, die twee geleenthede. Dan is daar ander, soos ek mee begin het, nou is grys area, en moenie oordeel nie. As jou kind swanger raak, hulle die aand, en dit is ongelukkig so, wat van 'n rypdrank? Jy weet, hulle gee die kinders, spike hulle koeldrank, en dan kom jou kind agter, maar sy's nou swanger, dis verkrachting. Ja. Verstaan jy? Maar nou kry jy kinders met soveel potensiaal, wat op 'n aand gekuier het, en dit het nou met hulle gebeur, met hulle eie wil, maar jy weet mos ook, soos my seun altyd sê, wanneer alkohol jou 'n ander mens maak, hy sê, pa, dis daai ander mens wat ek nie van hou nie, wat ek nie wil wees nie, jy weet, so alkohol maak jou 'n ander mens. Nou sit jou kind daarmee, wat maak jy nou, Kona? Ek gaan nie vir jou vandag sê, sies vir jou nie, want ek sien watter hel hulle deurgaan. Maar duidelik wil ek sê, dis sonde, dis moord. Nee, dis nie aan nie. Wanneer daar so 'n situasie, getroude vrou, vat verantwoordelikheid, soos in die eerste geval vir 'n jong dogter, vat verantwoordelikheid vir jou dade, jou optrede, en daarmee moet jy dan deel. Jy kan nie sommer net dat jou man nie moet agterkom, en nou gaan te veel ouens. My raad was vir haar, kom ons begelei. En weet jy wat het gebeur al 'n paar keer, wat ek dit moes hanteer, het ons met die man gepraat, en hy het verstaan, en hy het ook besef, want gewoonlik gebeur dit, wanneer ons huwelike afskeep, wanneer ons by mekaar verbyleep, dis wanneer verhoudings plaasvind. So, dis nie nou ons topic nie, maar dan hanteer 'n ou hierdie ding. Ek weet van mans wat,
hierdie kind groot gemaak het as sy eie kind. Ja, En hy het ook hierdie kind sy van gegee. ja. So ja, mens moet so versigtig wees om 'n maklike uitweg. Ek wil net sê, ek te dink vat. voordat jy daai besluit maak, het jy eerder iemand gaan sien wat jy Definitief. Jy moet met iemand, maar nou ook weer daai iemand. Ja. Is so moeilik want jy kry ouens wat net gaan veroordeel. Ja. Maar ek dink iemand wat regtig verantwoordelik met die woord omgaan. Want nou is dit onthou dis nou 'n etiese vraag. Dis nie meer 'n mediese vraag nie. Nou is dit 'n etiese vraag, etiek. Gaan sien iemand wat vir jou regtig uit die woord uit daarmee kan help. Ja. Weet jy terwyl die dominee 'n slukkie water vat, kom ons vat 'n vinnige breek en kan ek gou iets vra voor ons die breek vat en dit is heel moontlik 'n onderwerp vir 'n ander dag. Ek het eendag gepraat oor 'n tannie, kom ek sê, die tannie het 'n redenasie gehad wat sê sy het in haar hele lewe nog nooit beskerming gebruik, voorboedpille, niks nie. Sy het geglo dat as die Here wil hê jy moet 3 kinders hê, gaan jy 3 kinders hê. En ek dink sy het net 2 kinders gehad. En sy sê sy in haar hele lewe het sy nooit, want sy sê die Here sal jou kinders vir jou stuur. Is dit 'n onderwerp vir 'n ander dag, is dit te veel om te praat? Kom, sy klink soos 'n Rooms-Katoliek. Die Rooms-Katoliek Katolieke is heeltemal daarteen. Ja. Enige voorboedmiddels. So ou kan bietjie daarna kyk en wat sê die woord? Dis ook 'n vraag wat al vir eeue al op die tafel is en ek dink hy's redelik al vir die meeste mense uitgesort. En is weer 'n persoonlike ding wat jy met jouself moet uitsorteer. Ek gaan nie daai kans vat nie. Kinders is te duur. Daar's 'n ou gesegde wat sê die appel val nie ver van die boom af nie. Ons kan sien waar Ursula haar persoonlikheid en haar kennis vandaan kry. Dominee Johannes Nagel van NGO Sementekerk saam met ons in die ateljee. En ons praat vanoggend oor ons het oor abortus gepraat en die tweede ding waaroor ons gaan praat is aanneming. Is dit die vraag miskien daarbey, is dit verkeerd as die vrou raak swanger miskien te sê hoorie, ek kan nie vir die kind sorg nie. Finansiëel kan ek nie ensovoorts. Kom ek laat die kind aanneem. Hoopelik kry die kind 'n beter huis en dit gaan beter wees vir iemand wat dalk nie kan kinders hê nie. Nou ek weet, jy moet nie baie om te sê oor, so ek gaan nie verder praat nie. Kona, dit sluit so by abortus aan. Ja. Aan die een kant. Want wat ek wil sê rondom abortus, daar is ook ander opsies. Ja. Met ander woorde, hierdie jong meisie wat soveel potensiaal het in iewers in die rigting, ons kan hierdie kind gee vir aanneming. Ek gaan nou 'n bietjie oor die proses hoe ons dit binne in ons kerk doen en so aan. Ja. Wat ek dink wonderlike goed is. Ek gaan nou daaroor praat. So ek dink in die eerste plek, dit sluit by abortus aan wat sê maar daar is ander opsies as abortus. En een van die opsies is, dis nie die enigste opsie nie. Die een van die opsies is aanneming. Ja. Nou ons werk elke dag hiermee. Ek gaan nou eers na die kant toe, na die ma wat 'n kind wil aanneem en dan gaan ek na die ma wat sê maar ek kan nie vir hierdie kind sorg nie. So ek gaan nou hierdie twee bymekaar bring. Weet jy Kona, dis een van die aangrypendste emosionele goed ooit wat 'n dominee mee kan werk en selfs 'n sielkundige. Wanneer 'n man en 'n vrou so graag kindertjies wil hê en hulle kan nie. Ja. Medies gesproke kan hulle nie. Nou wil ek ook sê, jy weet, baie keer is dit medies gesproke kan hulle nie en dan sien ons maar tog gebeur iets. Daar's nou so 'n geval en ek gaan nie die naam noem waaroor ons nou verskriklik gebid het al vir 6 maande. Ja. Is een van die kinders wat voor my groot geword het en daar's nou nie, en nou het ek gisterand 'n WhatsApp gekry. Niemand moet weet nie, oom Hannes bloedtoetse sê ek is nou 3 weke. Ja. En ek het so met trane gekry en ek het sulke hoendervleise gekry en ek is so dankbaar en toe sê ek dadelik, Here, sorg net dat die volgende 3 weke, hierdie 3 weke nie 3 weke sal bly nie, maar 9 maande. Asseblief, Here, asseblief. Jy weet, so ek kry so met trane weer in my oë. Dis amazing vir mense wat so graag wil hê. Right. Nou, jy kry in ons kerk het ons begrip vir mammas wat nie kinders kan grootmaak nie. Vanweë 'n verskeidenheid van redes. En een van die redes wat die meeste voorkom is finansiëel. Wat ek net nou gesê het, 'n mamma wat swanger is en in die ou dae was dit so 'n mamma het swanger geraak en dan voor die gemeenskap weet, het hulle uit die gemeenskap uit weggevat en in Pretoria het die kerk nou nog het ons 'n tehuis vir
gehuide moeders, ongehuide moeders. Dis nou 'n vreeslike woord, Kona, as jy dit inkry, gaan jy naar word. Dit beteken kinders wat swanger raak, wat ons dan nou na hierdie plek toe vat. Ja. En met hulle 'n pad loop vir daai 9 maande of 6 maande of 4 maande, afhangende wanneer die kind daar land. Ja. En daar's opgeleide terapeute, sielkundiges, dokters, susters wat na hulle kyk. Na hulle en die baba. Met ander woorde, dat hierdie baba word dan op 'n mooi manier gehanteer. So hierdie ma kry, veral as sy nie finansiële versorging het nie, kry ordentlike finansiële versorging, 'n mediese versorging, maar ook emosionele versorging by hierdie tehuis. En dan gebeur dit daar dat ons maatskaplike werkers doen die wonderlikste werk. Daar's maatskaplike werkers wat dan daar werk wat gespesialiseerd is. Ek kom nou terug na die gemeenskap toe. Ja. Want almal hoef nie soontoe te gaan nie. So ons het ook 'n stelsel hier en nou, wat kan jy doen? Right. Ja. Dan word daai mamma begelei en al haar emosionele vrae, en ek gaan nou daarby terugkom, word daar dan gehelp mee. En die uiteinde van die storie is dat hierdie kind word geplaas by iemand, en dis amazing. Ek het dit nou al met my eie oë gesien, en ek was al betrokke by hoeveel aannemings deur die jare. Aannemings wat gedoen word en deur die dominee se insette, op 'n paneeltjie, verslaggie wat jy skryf en. Right. Hoe hierdie kind dan geplaas word by 'n ma en 'n pa, dat jy sal dink dis 'n biologiese pa en 'n biologiese ma. Dis amazing. Net so lank soos hierdie pa. Jy sê, en mense sê ook baie, jy lyk net as jou pa. Ja. Maar eintlik is dit nie sy biologiese pa of ma nie. So dis so 'n ongelooflike professionele, wetenskaplike manier waar daai kind geplaas word. Ja. Daai ouers by wie die kind geplaas word gekeur. Met ander woorde, hulle moet sielkundige toetse doen. Met ander woorde, om te kan sien, maar hoorie, is hierdie ouens dan syn om hierdie kind te kan grootmaak. En Ursula doen dit baie. Hier's 'n vrou in Valpark, wat 'n maatskaplike werker, wat spesialiseer in aannemings binne in ons omgewing. Ja, Met ander woorde, in ons omgewing, nie noodwendig na 'n huis toe nie. Ja. So hiervanaf gaan ek dan nou eers gou net sê, daar is maatskaplike werkers by ons maatskaplike dienste wat dit doen. Dan is daar privaat ouens wat spesialiseer daarin, wat sulke wonderlike werk doen. Jy betaal 'n bietjie ekstra by die privaat maatskaplike werker, maar ek wil sê, hulle is so professioneel in wat hulle doen. Dis money well spent. Right. Ja. Dan word jy gekeur. Kan jy finansiëel sorg, kan jy emosioneel sorg, en kan jy godsdienstig vir hierdie kind sorg? Ja. Jy word gekeur deur, as ons dan nou sê, finansiëel, hoe lyk jou huislike omstandighede, kry jy goeie salaris, bla bla bla, om vir hierdie kind te sorg. En dan is dit nie so, wanneer hierdie paneel sit binne in ons kerk, dat die ou wat die langste wag kry eerste 'n kind nie. Nee. Dit werk so. Jy kan dalk 10de op die lys wees en eerste 'n kind kry. Ja. Want daai kind pas by jou en jou vrou. Ja. Daar word gekyk na die ouers, die biologiese ouers. Wat is hulle herkoms? Wat is hulle intellektuele? Wat is hulle praktiese? Wat is hulle persoonlikheid? Wat is hulle geaardheid? En dan word na die aanneemouers gekyk. Dieselfde situasie. En dan word 'n kind geplaas. So jy kan 10 op die lys wees en eerste 'n kind kry. Ja. En nou wil ek eers hieroor sê, en Kona, jy gaan sien jou dominee het maar 'n klein hartjie. Ek het deur die jare, dis een van die mees emosionele goed wat ek, wonderlike goed wat ek mee gewerk het, maar dan ook aan die ander kant die hartseer deel. 1. Wanneer mamma en pappa hoor, jy moet môreoggend jou baba kom haal in Rodepoort. Ja. Maar hulle sê vir hulle, nou jy's nou op die lys, so jy moet gereed wees. Ons kan nie vir jou sê, gaan jy 'n jaar wag, of gaan jy 2 jaar of 6 maande. Right. Dan ry ek saam met hierdie mamma en pappa.
Want ek wil vir jou sê, hulle is nie in staat om self terug te ry nie. Ja, Want hulle hou daai baba vas en soen en bekyk hierdie kind en druk hierdie kind en huil en al hierdie wonderlike uit die hemel uit het hierdie kind na hulle toe gekom. En daarom wil ek sê, moenie aborsie nie, daar's mamas en pappas wat daai kind kan mooi grootmaak en oorlaai met liefde en daai kind soveel geleenthede gee wat jy nie kon nie. Ja. Right, ek kom nou by daai ander mamma terug, waarmee ek ook moet werk. Right. Dan daai mamma en pappa wat daai kind kry, gekeur en dan is daar die maatskaplike werker wat bly kontak hou met die ander mamma en pappa om te sorg dat dinge regloop. Hulle kry 'n bietjie ouer begeleiding, want jy weet self, niemand het jou geleer om 'n pa te wees nie. En op 'n dag dan kom daai babietjie daar aan en jy hou daai baba vas en dan besef jy, oh my word. Hoe vee mens die ding af? Sien, en hoe maak jy die ding groot? En wanneer slaan jy en wanneer slaan jy nie? En wanneer raas jy en ja, veral aanneemouers is geneig daartoe om nie dissipline toe te pas op 'n sekere manier nie. So ons moet hulle altyd help. Omdat hulle so hierdie kind uit die hemel uit, nê. En ek wil vir die mamma wat haar kind gegee het vir aanneming sê, daai kind beleef hemel op aarde by daai nuwe mamma en pappa, want hierdie kind is vir hulle uit die hemel uit gegee. So moenie eers daaroor twyfel nie. En dan word daar gereeld deur die jare met hierdie mamma en pappa kontak behou om seker te maak, ek praat van die ander mamma en pappa, dat dinge regloop daar. So hierdie kind stap in 'n gunstige huis in. So ek is 'n voorstander vir aanneming, want ek het dit al beleef. En nou, wat ek al beleef het, nou kom ek by die volgende emosionele ding. Nou het ek gehelp met die aanneming en help grootmaak, die baba gedoop en hierdie kind word in my kerk groot en my jeugaksies en seekampe, maar ons sê ook duidelik vir die ouers, ons leer hulle, sê vir hierdie kind, hulle is aangeneem. Dat hierdie kind nie met 'n skok eendag agterkom, hoor, julle het vir my gelieg al die jare. Right. So hierdie kind weet dit, maar dit pla nie hierdie kind tot hy 'n tiener word, want dan is dit identiteitsontdekking. Wie is ek? En wat vir my baie interessant is, hulle soek altyd na hulle ma. Hier van 16 na 20 toe, soek hulle ma. Nie so seer hulle pa nie. Hulle later het hulle vrae oor die pa en hulle wil hom ontmoet of so, maar hulle soek hulle ma. En dis 'n natuurlike instink ding. Dis unbelievable, Kona. En nou, wat ek vir jou wil sê. Dan sit hierdie selfde dominee wat nou vir hulle, en dis die voordeel om so lank in 'n gemeente te wees. Dis die lekker deel daarvan. Dan begin ek en dan begelei ek hierdie kind, ek begelei die aanneemouers en sê okay, hierdie kind het nou hierdie vraag en ons gaan dit nou hanteer en ons gaan hierdie kind help. En dan is daar bepaalde sisteme en dit kan ook 'n verskriklike frustrasie wees. Dit kan maande tot 'n jaar en 2 vat om uit te vind waar is hierdie mamma nou. Ek het nou al 3 keer in my lewe mammas, kinders wat aangeneem is, gehelp om hulle mamma te vind. En nou kry ek hulle in my studie, ek gaan nie sê, okay, jy gaan drink koffie, nee, hier moet begelei word. Hier moet maar begelei word. Dan kry ek die ander mamma, ek het 'n gesprek met haar, voor die tyd gewoonlik, en dan sê ek vir die kind, in die biologiese ma, los eers net, jy sit daar in my sitkamer, ek gaan nou eers net, of by 'n volgende sessie gaan die 2 ma's by mekaar uitkom. Want hulle het nodig om by mekaar uit te kom, want die biologiese mamma wil sê dankie, en die ander mamma wil sê dankie. Verstaan jy? En dan is daar weer 'n heeltemal 'n ander aspek op die tafel oor die biologiese mamma wat die vrees het, nou gaan ek weggegooi word en so aan, en nou moet ek hulle verduidelik, dit gaan nie gebeur nie, dit gaan nooit gebeur nie, ensovoorts. Maar wat ek vir jou wil sê, by aanneming, as hierdie kind, nou sit die biologiese mamma, en nou kry ek my kind in, en hulle kyk vir mekaar. Ek sê vir jou, jy alles staan stil rondom jou, dis emotional. En sê, maar ek is so. Nou, ek wil amper sê 100%. Die kind se naam was, kom ons sê, Hannes Nagel, by biologies. Nou is hierdie kind Andrei Swanepoel, by die aanneemouers. So nou ken ons net vir Andrei. Maar die mamma, die biologiese mamma is dit Hannes.
Dan moet ek nou hierdie biologiese mamma onthou nou net, hierdie kind is nie Hannes nie, hierdie kind is Andrei. Jy weet, en dis hoe jy hierdie kind gaan aanspreek. Verstaan jy daai voorbereiding en die vrae wat die kind gaan vra? So dis nie iets wat iemand self moet probeer. Nee, jy het professionele hulp nodig. Want waaroor gaan dit? Gaan oor die kind. Want die kind gaan skade kry as jy dit nie reg doen nie. So, wat ek vir jou wil sê, dan daai twee se ontmoeting is amazing. Dis iets wat vir die res van my lewe by my bly. Is die kinders nie kwaad vir die ouers soms nie? Aanvanklik, maar dan gee jy die biologiese mamma kans om te verduidelik. En jy het nou alreeds as terapeut hierdie kind begelei om te sê, weet jy wat, dit was die omstandighede en moenie oordeel nie. Dalk gebeur dit met jou nou vorentoe. En dan gaan jy in daai situasie sit. Wat dan? Moenie klippe gooi nie. En hoe ou dan daai verhouding tussen die biologiese mamma en die kind dan moet op 'n manier bou, want op 'n stadium is hierdie kinders, ek het jou nou ontmoet en nou is ek tevrede. En dis vir die biologiese mamma verskriklik sleg. En ek gaan nou net eers 'n tree terug. Ek het daarmee gewerk met 'n mamma toe ek in die weermag was al. Toe was ek nog sommer so jong seentjie van 'n mamma wat haar kind gegee het vir aanneming en ek was die oggend by toe die baba gebore is en want haar maale moenie weet nie want hulle bly daar in die Vrystaat en so ek het hierdie vrou begelei en elke jaar op die 18de September het hierdie vrou my vir 10 jaar gebel. Elke jaar en gehuil. Is my kind okay? Ek sê maar jy het mos jou kanaal om uit te vind. En sal die Here my vergewe. En daarom sê ek, as jy met daai goed loop, gaan sien iemand, jy kan 'n sinvolle lewe sonder skuldgevoelens leef. Het sy abortus, het sy aanneming. So ek wil vir iemand sê, laat liewers jou kind aanneem. Want wanneer daai kind kry soveel geleenthede wat hy nie nou sou gekry het nie. En jy kan daai verhouding herstel tussen biologiese ma en die aangeneme kind. Maar die verhouding gaan nooit wees as ek is mamma wat jou groot gemaak het. Jy's my mamma, maar ek het my regte mamma. En ek wil dadelik vir die aanneem mamma sê, moenie stres nie, daai kind het net een mamma. Al begin hulle in die begin bietjie te kuier met die biologiese mamma. Dis normaal. Maar hulle het in hulle lewe net een mamma en pappa. So daaroor hoef hulle nooit te stres nie. En dis daai mooi, jy weet. En wat ek dan al gedoen het, laaste ding wat ek sien, hou die oorlosie dop. Dan kry ek die biologiese mamma en die ander mamma bymekaar. Wow. Wat daai mamma sê, dankie dat jy hierdie kind vir my gegee het. Dankie dat jy my kind groot gemaak het. En dankie vir hierdie job. Maar dit sou nie gebeur het as daar nie 'n professionele stelsel was wat hierdie aanneming begelei het nie. Moet nooit 'n kind sommer vir 'n antie of 'n antie se dogter of iemand wat sukkel om kinders te kry, moet dit net nooit doen nie. Daai kind vir hulle gaan gee nie. Laat jou kind deur die regte kanale en prosedure aanneming gedoen word, want dit gaan die beste vir jou kind wees. Moenie sommer, hier's prokureurs wat sulke goed doen, wat geld vat en sê, alright, ek sal kyk vir 'n kind, en dan by die hospitale connection het, en so, dis uit, want die kind gaan daaronder ly. Ons moet die regte kind by die regte mamma en pappa sit. Right, aanneming, ek dink die woord, het ook vir weeskinders 'n plekkie. Want wat gaan van hierdie kind word as mamma nie kan sorg nie? Gaan liewers na 'n maatskaplike werker toe wat jou kan help. Ons het ons NG Welsyn in die ou Elkana gemeente wat daarmee werk, kinderwelsyn werk daarmee. Hier's professionele maatskaplike werkers, privaat maatskaplike werkers wat hierdie goed professioneel doen. So daar is hulp. En as jy jou kind wil laat aanneem, gaan dit jou nie geld kos nie. Want ons weet reeds jy het nie geld nie. Dis hoekom jy die kind gee vir aanneming. En nou wil ek 'n laaste ding sê. En dis 'n baie groot ding en ek wil hê mammas moet mooi luister oor hierdie ding. Mammas wat hulle kinders al gegee het vir aanneming, daar buite is hulle luister vanmôre. Ek sê dit vir jou en hulle harte is stikkend vanmôre. Wil ek vir hulle sê, die grootste liefdesdaad wat jy vir daai kind kon doen, is om vir hierdie kind 'n geleentheid te gee waar hy dan in 'n omstandighede groot word
wat jy nie vir daai kind kon bied nie. Want om jou kind, ek sê nou vir jou, vir daai 9 maande is dit hel. En daarna is dit hel vir daai mamma wat gegee het. Ek het voorbeeld gebruik van die vrou wat my 10 jaar lank elke jaar op die 18de September gebel het. Ja. En selfs maande daarna, of die eerste paar dae, die eerste paar weke, is dit vir hulle hel om te weet, maar waar is my kind? Is my kind okay? En jy weet, daai kind is gedra vir 9 maande. So ek wil vir daai mamma sê, dit was die grootste liefdesdaad wat jy ooit vir jou kind kon doen. Om daai kind, jy het nie jou kind, luister mooi, weggegee nie. Jy het jou kind geleentheid gegee. Jy het vir daai kind geleentheid gegee, en as jy daarmee sukkel, man, kom sien vir my, dat ek saam met jou hieroor kan bid en jou daardeur kan help. En niemand sal dit weet nie, want jou man moet dit nie weet nie, jou kinders moet dit nie weet, dat jy vroeër in jou lewe dit al gedoen het nie. Ek het al hoeveel kinders gehelp. Ja. Ek het al kinders wat 40 jaar oud is, gehelp om hulle mamma te kry, en hulle by mekaar te kry en begeleid te kry, ensovoort. So, dis 'n amazing ding hierdie, en dit is so aktueel. Kona, ek wil vir jou sê, hier is een van die aktueelste onderwerpe wat ons kan bespreek. Ja. Nie net abortus nie, maar ook aanneming. En gee liewers jou kind vir aanneming, dan gaan jou kind eendag terugkom en dan sê, mamma, dankie dat jy dit vir my gedoen het. Ja. Met die regte begeleiding natuurlik. Ek moet nou my bek hou. En ek moet 'n nota maak in die vervolg om net een onderwerp te kies vir die dag, want dit is so interessant. Dominee Hannes Nagel, verskriklik baie dankie, ek waardeer die kuier. Weer eens was die tyd te min. Gee gou vir ons telefoonnommer, waar kan die mense die gemeente skakel, en hoe laat is die dienste op Sondag? Elke Sondagoggend begin ons 8:30 sing vir 9 uur. Ons het 'n lekker band en ons kan sing. Dit kan ek vir jou sê. Hier's nie 'n kerk of 'n gemeente in Van 'n Bylpark wat kan sing soos NG van 'n Byloos nie. Kom kyk self. Ja. Kom kyk self. Okay. Hulle die Here so lief en hulle doen dit so met oorgawe. Right. 8:30 vir 9 uur, die hoek van Livingston en Playfair Boulevard. Okay. Naby die ou Waalgate. Yes. 'n blok van Karel de Wet af, 2 blokke van Karel de Wet af. Elke oggend 8:30 vir 9 uur. Right. Ons kerkkantoor se nommer is 016 Ja. 933 4129. Ek wil nou eers vra, is daar nog sitplek? Ja, ons maak plek. Op die kansel is altyd 2 stoele oop. Ek wil jou maar net sê daaroor. 933-4129. Dominee Hannes Nagel, verskriklik baie dankie en alle sterkte, en ons gesels volgende maand weer. Ja, ek sien uit daarna. En ek het laas maand gemis, maar nou ja, ek was eers in die paradys. Ek moet so 'n bietjie gaan kragte opbou vir ons het dit ook nodig, nee. Ons sal opvang met daai ene. Nee, baie dankie vir die kers, waardeer dit. Dankie Kona, ons waardeer.